onthou as kind en selfs jong volwassene het ek nie van die boek van Openbaring gehou nie. Ek het dit eerstens nie verstaan nie en tweedens het baie van die gedeeltes my bang gemaak. In ons gemeente het ons na 34 weke eindelik deur die hele boek van Openbaring gewerk. En dit was sekerlik een van die grootste seëninge ooit, om hierdie wonderlike Bybelboek te kon bestudeer en 'n bietjie beter te kon verstaan wat God eintlik vir ons wil sê. Ek kan getuig van dit wat Openbaring 1 vers 3 sê. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Ons weet dat daar 'n seën is wanneer jy enige gedeelte van die Bybel lees, maar Openbaring is die enigste boek wat dit so direk vir ons beloof. Direk beloof dat jy geseënd sal wees as jy die woorde van Openbaring lees, maar nog meer geseënd as jy dit werklik waar hoor en dit ter harte neem. En ons as gemeente het regtig hierdie seëninge in verskillende forme beleef. Vir my persoonlik is van die grootste seëninge van hierdie boek om Jesus in 'n totale nuwe lig te kon aanskou. Meeste van ons het hierdie beeld van Jesus as mens. En dit is natuurlik nie verkeerd om hom so te sien nie. Maar in Openbaring sien ons hom as een met oë wat vlam soos vuur, sneeuwwit hare, voete wat gloei soos koper, sy hele voorkoms soos die son wat op sy helderste skyn. Jesus die oorwinnaar in sy verheerlikte liggaam. Dan is die boek van Openbaring ook so 'n seën, want dit gee vir ons so 'n klein kykie van ons ewige toekoms. Dis amper ondenkbaar, dit wat God vir ons beplan. Dis voorwaar meer as wat 'n mens kan dink of bid. Dan is daar skrifte in die Ou Testament wat soveel meer sin maak, as jy besef dis profeties van aard en dis dinge wat nog moet gebeur. Daar is ook moeilike gedeeltes van hoe die aarde verwoes gaan word, gedeeltes oor die hel. Maar dit motiveer my net meer en meer om mense te oortuig om Jesus aan te neem en te bely as verlosser. En laastens, miskien die grootste seën. Daar ontwikkel 'n dieper liefde en 'n dankbaarheid vir 'n mens se hemelse Vader. Om te besef dat Jesus sy lewe opgegee het, want hy wil graag hê dat ek en jy hierdie wonderlike ewigheid saam met hom beleef. Die boek van Openbaring is seker nou een van my gunsteling boeke. Mag jy dit ook bestudeer en mag jy ook die seëninge van die boek van Openbaring beleef. Tot ons weer gesels.